Goeiemôre, goeiemiddag, goeienaand en welkom by Straatwys. 'n Goeie vriendin van my het 'n klein laaitjie so 5 jaar oud. Daardie ouderdom waar wysheid soms uitkom op plekke waar jy die minste dit van sal verwag. En sy vertel vir my dat hulle oor die naweek was hulle uit saam met mense om te gaan eet. En soos hulle by 'n restaurant te gaan om die kinders besig te hou, bring in die restaurant vir hom een van daardie inkleurvelle en 'n paar kruite. En saam met hulle aan die tafel was daar ook 'n hoërskoolmeisie. En om hom so 'n bietjie geselskap te hou, kry sy ook vir haar inkleurvelletjie en kleur saam met hom in. En daar sit hulle elkeen met hulle prentjies besig om in te kleur en op 'n stadium kyk hierdie klein ou bekkige laaitjie na haar prentjie en vra vir haar: "Hoekom maak jy die wolke blou?" En toe antwoord sy heel logies: "Want daar is nie 'n wit kruit nie." En toe sê hy iets wat mense laat stil raak en wat ongelooflik wys is. Hy sê: "Hoekom los jy dit nie net soos dit is nie? Dit is mos wit op sy eie." Wow, dink net vir 'n oomblik daaraan. Daardie kind het iets raak gesien wat ons groot mense so maklik mis. Ons voel altyd ons moet iets doen, iets byvoeg. Ons moet iets regmaak of iets inkleur. As daar nie 'n wit kruit is nie, dan vat ons maar 'n blou of 'n grys of iets naby genoeg net om dit in te kleur. Maar hy sê, los dit net. Want dis reeds wat dit moet wees. En dit laat my toe dink aan hoe baie keer in die lewe doen ek en jy presies dieselfde. Ons kyk na 'n situasie, ons kyk na mense, ons kyk na onsself en ons voel ongemaklik met die leespasies. Met die goed wat ons nie heeltemal verstaan nie, met die dinge wat nie duidelik vir ons is nie. En dan begin ons inkleer. Ons vat kruite wat ek en jy het, soos ons agtergrond, ons ervarings, ons eie vrese of ons eie aannames en ons begin net eenvoudig inkleer. Ons sien iemand se gedrag en ons kleur dit in met, hy is seker arrogant, of sy is seker kwaad, of hulle bedoel seker iets daarmee. Maar ons het nie die wit kruit van die volle waarheid in ons koker nie. Ons het net ons eie perspektief. En so bou ons prentjies wat dalk naby is, maar nie heeltemal reg lyk nie. En dit gaan selfs dieper. Ons doen dit met onsself ook. Ons analiseer onsself, ons oordink. Ons probeer alles van sin maak. Ons wil elke wolkie inkleer, elke antwoord hê en elke detail verstaan. En voor jy jou oë uitvee, is jy blou in jou gesig van dink en steeds nie nader aan vrede of die mooi prentjie wat jy wil hê nie. Maar daardie 5-jarige bring ons terug na iets baie eenvoudigs. Iets wat selfs dieper in ons geloof en sielkunde en wysheid oor en oor herhaal word. Nie alles hoef ingekleer te word nie. Soms moet jy net los. Soms is dit wat dit is. Soms is die wit reeds reg. Die Oosterse wysheid praat baie daarvan om te sê jy moet toelaat, om nie altyd te wil inmeng nie, om nie altyd te probeer beheer nie, om dinge toe te laat om te wees soos dit is. En selfs in ons geloof is daar daardie diep uitnodiging om te vertrou, om nie alles self te probeer uitwerk nie, om nie alles te probeer beheer nie, maar om te sê, Here, ek los hierdie. Want miskien is dit juist wanneer jy ophou inkleer en probeer inkleer, dat jy begin sien. En dit bring ons na ander mense toe ook. Die mense om jou huweliksmaat, jou kinders en jou kollegas. Hoe kleur jy hulle in? Met watter kruite werk jy? Dwing jy hulle om in te pas by jou klere tot jou beskikking? By jou verwagtinge, bou jy idees van hoe hulle moet wees en waar hulle moet voldoen? Of kan jy net vir 'n slag die wolkie los? Kan jy iemand toelaat om net te wees? Nie reg maak nie, nie oordeel nie, nie invul nie, nie inkleer nie. Net hulle sien, net hulle aanvaar, net hulle vertrou. Want miskien lyk jou prentjie dan beter, nie omdat jy meer ingekleer het nie, maar omdat jy iets gelos het, omdat jy ruimte gemaak het, omdat jy nie ingemeng het nie, omdat jy toegelaat het, dat dit wat is, net kan en mag wees. En dalk is dit vandag jou uitnodiging. So die volgende keer as jy lus voel om iets in te kleur, stop net vir 'n oomblik en vra, moet ek regtig of kan ek dit net los? Want dalk is dit reeds perfek, net soos dit is. Ek hoop jy dag is wonderlik en tot ons weer saamstap, mooi loop.